Op soek na die ware Jesus. Hoofstuk 3. 'n vals verlosser en 'n vals bruidegom. Deel 2. 'n vals verlosser. My naam is Deidre Pieterse van Ignited in Christ, Suid-Afrika, en dit is nou Februarie 2026. Ons stem saam met Paulus in 1 Korintiërs 13 vers 12, dat ons nou nog kyk in 'n dowwe spieël en 'n raaiselagtige beeld sien. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my reeds nou ten volle ken. Die vals verlosser van Israel. Bruid van Jesus Christus, in hierdie deel gaan ons vir u wys hoe die vyand homself opgestel het, doelbewus, as die vals verlossingsgod van Israel, om daardeur baie te mislei. Beide Jode en nie-Jode. Veral Christene soos ek en jy, wat die effek het dat baie gelowiges ook, hoewel onbewustelik, 'n vals verlosser God aanbid. Dit is nog 'n aspek van die dualisme van die Christendom. Dit is 'n groot oop deur vir die vyand om steeds te kom steel en vernietig in die lewens van Christene. Die definisie van 'n Christen volgens Ignited in Christ. En dit is hartseer om dit te moet sê, maar dis die waarheid. Die deursnit Christen daar buite stel die Bybel bo die Heilige Gees en aanbid eintlik die Bybel en nie die ware God nie. Kom ons doen nadere ondersoek. Ons begin by Genesis 33 verse 18 tot 20 en Genesis 37 vers 1, waar ons alles lees rondom Josef en die Israeliete wat na Egipte toe gegaan het. Maar bruid van Jesus, ons lees in Genesis 37 vers 1, dat Jakob het in Kanaan gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Die Israeliete was dus, hoewel as vreemdelinge, maar hulle was dus in Kanaan, in die beloofde land. God neem nou sy mense uit Kanaan weg en bring hulle na Egipte toe, die land waar die songod Ra aanbid word, net om hulle dan in slawerny te laat verval, sodat hy hulle dan weer kan vrymaak en terugbring na die land Kanaan toe, as die beloofde land. Maak dit vir u sin? Onthou, ek het al in vorige leringe vir u gesê dat ons God Jesus Christus is 'n God wat vir ons vrye wil gegee het en 'n gesonde verstand, en dat ons verstand onder die leiding van die Heilige Gees, dat ons dit moet gebruik en dat ons moet onderskei tussen waarheid en leuen ook. Dit is waaroor die gawe van onderskeiding gaan. En ons as kinders van die ware God, gelowiges in Jesus Christus, ons het die reg om die Bybel te beoordeel, maar dan net onder leiding van die Heilige Gees van Jesus Christus self. So die vyand met wie die Israeliete in 'n bloedeed ooreenkoms deur die besnydenis verbind is. Onthou, ek sê vir u, ek herinner u daaraan dat ons in vorige dele van hierdie reeks het ons gekyk daarna en gesien dat die vyand sluit nie verbonde nie. Ons God is die enigste verbondsgod. Net hy kan 'n verbond sluit, want hy is ewig. Die vyand
kan net kontrakteer. Hy sluit 'n ooreenkoms. En hy het 'n bloedeetooreenkoms gemaak deur die besnydenis met Abraham, Isak en Jakob. En hierdie vyand het 'n plan gehad. Die vyand het geweet dat die ware God beplan om die mensdom van sonde en dood te red, deur sy seun, Jesus Christus te stuur, om die mensdom met sy kosbare bloed vry te koop. Die vyand het dus geweet dat hy homself as 'n vals verlosser God moet voorstel en opstel om so dualisme teweeg te bring en om daardeur baie te mislei. En hiervoor het hy die Joodse volk gebruik. Die ware God het beloof om deur die Israeliete as sy uitverkore volk, sy seun as die ware verlosser van die wêreld te stuur. Genesis 3 vers 15. Die vyand het hierdie verlossingsplan van God nageboots, deur ook die Jode te kies, ten einde groot misleiding na die Christendom en natuurlik die wêreld te bring. Sodoende is dualisme geskep en die verhoog is vir homself, die vyand, opgestel, sodat hy hom kan voordoen as vals Jesus, om die aanbidding te steel wat aan die enigste ware God, ons verlosser koning, Jesus Christus, behoort. Dit is 'n uitstekende voorbeeld van die Hegeliaanse beginsel. In Engels praat ons van die Hegelian principle van vrymesselary. Ons weet, in die Hegeliaanse beginsel werk ons met 'n tese, 'n antitese en 'n sintese. Die tese is die probleem. En ons kry in die vrymesselary dat die vrymesselaars werk aan beide kante. Hulle skep die probleem, en in hierdie geval ook die vyand, skep die probleem, naamlik die droogte in Kanaan. U sal van my vra, hoe kan die vyand droogte skep? Behoort die hele natuur dan nie ook aan God nie, aan die ware God nie? Dit is so, maar die vyand het beheer oor die elemente en hy is die God van hierdie wêreld. En hy kan die weerspatrone en die weer beïnvloed. Antitese is die reaksie op die probleem. En net soos die vrymesselaars dan ook die reaksie op die probleem orkestreer, so hulle werk aan beide kante, net so is eers Josef en later ook sy familie as reaksie op die droogte na Egipte toe, om uiteindelik die slawe van die Egiptenare te word. Dan kry ons die sintese, en die sintese in die Hegeliaanse beginsel, of Hegelian principle, is die oplossing wat dan nou voortspruit uit hierdie toestand, die probleem en die reaksie op die probleem. En dit is dat die vyand homself opgestel het as 'n vals verlosser, naamlik die God wat die Israeliete uit slawerny van Egipte uitgelei het en hulle na die beloofde land gebring het. En dit is presies wat ook gaan gebeur in die einde van die tyd met die nuwe wêreldorde. Want die lese van die Illuminati is ordo ab chaos. Eers skep ons die chaos. Ons is ook agter die reaksie op die chaos. En dan tree ons na vore as die sogenaamde verlosser wat die orde weer bewerkstellig en dan eintlik die oplossing bring wat ons al die tyd beoog het. Nou, bruid van Jesus, u mag dalk dadelik dink, nee wat, hierdie is te wyd gevat. Ek daag u uit om net hierdie lering klaar te luister, want u sal sien, soos wat die lering voortgaan en vorder, sal u sien wat ons met dit bedoel. En u sal sien dat die vyand homself opgestel het as 'n vals verlosser op hierdie manier. Moses en die songod. Eksodus 2. Moses word die seun van die Farao se dogter. U ken die hele verhaal. Ons hoef dit nie hier te herhaal nie. Moses word op die ou ende die seun van die Farao se dogter
En hy het in die paleis, in die kultuur en godsdiens van die farao groot geword. Die kultuur en godsdiens van die farao is songod aanbidding, die songod Ra. Moses vermoor daarna 'n Egiptenaar. Erger nog, hy probeer dit wegsteek, en hy vlug daarna van die farao af na Midian. En daar ontmoet hy vir Jethro, die priester van Midian, wat 7 dogters gehad het, en hy neem Sipora as sy vrou. Kom ons kyk bietjie, wie was Jethro, en wat het hy geglo? Ons weet dat Jethro uit die nageslag van Abraham kom, maar deur sy vrou Ketura. Ons lees in Britannica.com, wat hulle sê oor Exodus 3 vers 1, hulle haal het eintlik maar net daar aan, en hulle sê Jethro in die Ou Testament, priester van Midian van die Kenitiese groep, by wie Moses skuiling gesoek het nadat hy 'n Egiptenaar doodgemaak het, en met wie se dogter Moses getrou het. Nou die Midianiete was 'n losweg georganiseerde samevoeging van volke, wat oor 'n relatief wye geografiese gebied versprei was. Wanneer die Midianiete in 'n godsdienstige konteks verskyn, neem hulle meestal deel aan polytheïsme of heksery. Nou polytheïsme beteken, jy aanbid meer as een God, of jy erken die bestaan van meer as een God. Die Midianiete het Baal van Peor aanbid, en die volk van Israel tot afgodediens verlei. Dus, bruid van Jesus Christus, Jethro, priester van Midian, was 'n priester van Baal. En Baal is ook maar die songod. Dis net same evil, different flavor, die songod Baal. Exodus 18, daar lees ons van Jethro, ons spring 'n bietjie vorentoe in tyd, maar net om iets vir u te illustreer. Jethro besoek Moses en die Israeliete in die woestyn aan die voet van die berg Sinaï. En ons lees in vers 10 dat Jethro seën die Here, Jod-Heh-Waf-Heh, wat die Israeliete uit die hand van die Egiptenare en die farao bevry het. En dan sê hy, Jethro in vers 11, nou weet ek, dat die Here, dit is Jod-Heh-Waf-Heh, groter is as al die gode. Hier gee Jethro dus weg, dat hy 'n heiden is, en in 'n heidense pantheon glo, in meer as een God, en dat hy glo dat hierdie God, Jod-Heh-Waf-Heh, Yahweh, is die sterkste van al die gode. Want hy sê dat die Here, Jod-Heh-Waf-Heh, is die sterkste van al die gode. Dit is polytheïsme. 'n geloof in 'n hele pantheon van gode, waarvan hulle dan glo die een is sterker as die ander. In Exodus 18 vers 12 lees ons dan, nog steeds daar aan die voet van Sinaï, daarop het Jethro Moses se skoonvader 'n brandoffer en slagoffers geneem, tot eer van God. En Aaron en al die oudstes van Israel het gekom om saam met Moses se skoonvader Jethro brood te eet voor die aangesig van God. Moses en Jethro het dus inderdaad dieselfde God aanbid. Die songod Baal of Yahweh, Jod-Heh-Waf-Heh. Die vyand. Ons weet volgens Matteus 9 vers 13 dat ons God Jesus Christus nie brandoffers begeer of wil hê nie. En ons weet ook volgens Alexander Hislop uit die 2 Babylons dat die godsdienstige ritueel van brood en wyn, wat in die Rooms-Katholieke Kerk bekend staan as die
Rooms-Katholieke mis, maar in die protestantse kerke staan dit bekend as die nagmaal. Dit is heidens, dit is van heidense oorsprong, en dit is in aanbidding van die songod, Ra, Yahweh of Baal. Nou sal u vra, maar wag 'n bietjie, waar was Jesus? Was hy nie ook teenwoordig en betrokke by die Israeliete nie? Onthou die dualisme, bruid van Jesus. Ons God, Jesus Christus, die lewende woord, was ook daar. Hy is dan van altyd af nog daar. En hy het 'n belofte aan Abraham gemaak, om sy God te wees en vir hom 'n groot nageslag te gee. God het 'n plan gehad vanaf die tyd van die sondeval, om die mensdom met sy eie bloed vry te koop uit sonde en dood, sodat die mens weer met hom versoen kan word, en die ewige lewe weer kan beerwe. Die ware God is altyd getrou. Jesus is getrou en hy sal sy woord hou, ongeag die sonde en die ongehoorsaamheid van die mens. Jesus kyk na 'n mens se hart. En daarom glo ek persoonlik dat die ware God Jesus Christus gesien het dat die Israeliete was mislei, maar dat hulle opregte begeerte gehad het om die ware God te dien. Ons moet onthou dat in die Israeliete se tyd, in die tyd van Moses, het hulle nie die Bybel gehad nie. Die Heilige Gees was nie uitgestort nie, hulle kon nie die Heilige Gees in hulle harte hê soos ons dit vandag het nie. Onthou, weens die sondeval was die gees van die mens dood vir God. En hulle moes dus maar, ek wil amper met respek sê, rondtas om na God te soek. En dit was ander tye, die antieke tye, dit was nie vir hulle so maklik om te onderskei tussen die ware God en die vals gode, soos dit vandag vir ons dalk is nie. En ook ons vandag ken nog ten dele. Maar ons weet dat Jesus is 'n God wat na jou hart kyk. En al is jy dalk mislei, hy weet of jy opreg in jou hart na hom soek. Die God van Abraham, Isak en Jakob hoor die gekerm van die Israeliete, die geweeklaag. Dieselfde God wat in 'n bloedeed ooreenkoms met Abraham, Isak en Jakob staan, met die besnydenis as teken, hoor nou hulle gekerm onder die slawerny van die Egiptenare. Dit is met ander woorde Yahweh, die songod, die vyand. Die roeping van Moses by die brandende bos, Eksodus 3 en 4, by berg Horeb, wat dieselfde berg is as berg Sinaï, verskyn 'n engel van die Here aan Moses in 'n vlam van vuur uit die middel van die bos. Die bos het met vuur gebrand, maar dit het nie uitgebrand nie. En toe het die Here na Moses geroep vanuit die bos. Maar wag 'n bietjie. In Johannes 1 vers 18 lees ons volgens die getuienis van Johannes, wat die naaste aan Jesus geleef het op aarde, dat hy sê, niemand het ooit God gesien nie. Die eniggebore seun, wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. So wat Johannes eintlik daar sê en bedoel is, niemand het nog ooit God gesien nie. Niemand kan aanspraak daarop maak dat hulle die ware God ooit gesien het nie. Die enigste manier hoe ons kan sê dat ons hom gesien het en dat ons hom kan ken, is deur die Seun, Jesus Christus. Hy het hom aan ons kom bekend maak. Toe het die Here Moses uit die bos geroep. Maar ons weet dat die vyand geassosieer word met 'n ewige vlam, byvoorbeeld die Olimpiese spele. Die ewig brandende vlam in die Suid-Afrikaanse Voortrekker Monument, wat 'n simbool is van die vyand van Lucifer, die songod.
Die songod word gewoonlik met vuur geassosieer, byvoorbeeld Ra van die Egiptenare. En dan weet ons ook volgens 1 Konings 19 vers 12, toe Elia 'n gewaarwording van God gehad het, dat hy sê God was nie in die vuur nie, maar in die gesuis van 'n sagte koelte. Toe hoor Moses die stem sê vir hom, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Maar nou vra ek met die gees van onderskeiding in my, die gawe van onderskeiding, onder leiding van die Heilige Gees, vra ek die vraag, maar die hele aarde is dan gevul met God se heerlikheid. En ons weet, dat ons God nie in aardse plekke of strukture, of selfs op aardse plekke woon nie, maar dat sy tempel in ons liggame is. Ons is na sy beeld geskape, en die tempel van God is binne in ons, die boom van die lewe, Jesus Christus. 2 Korintiërs 6 vers 16, want julle is die tempel van die lewende God. En nou moet ons onthou, dat Abraham en sy nageslag het in 'n bloedeed ooreenkoms met die vyand gestaan, deur die besnydenis. So die God van Abraham, Isak en Jakob, is die God wat 'n bloedeed ooreenkoms met die vyand, 'n bloedeed ooreenkoms met hulle aangegaan het, en dit is die vyand deur die besnydenis. Dan hoor hy verder dat die stem sê, daarom het ek neergedaal, om hulle uit die hand van die Egiptenare te verlos. Maar ons God is alomteenwoordig, so hy hoef nie neer te daal nie, maar hy is oral op dieselfde tyd teenwoordig, want hy is almagtig, is alomteenwoordig. En dan Dawid wat die ware God geken het, en nie in dualisme was nie, glo ek persoonlik nie. Hy sê in Psalm 139 vers 7 tot 10, waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, u is daar. Gaan lê ek in die doderyk, u is ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my. Hou u regterhand my vas. En dan sê die stem verder vir hom, as jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Dis dan nou dieselfde berg as die berg Horeb, dit is berg Sinaï, dis dieselfde berg. So wat ons hieruit moet aflei en onthou, wat belangrik is dieselfde God wat Moses by die brandende bos geroep het daarna die Israeliete, toe hulle uittrek in die woestyn in, na die berg Sinaï toe, het hy hulle by berg Sinaï ontmoet, en vir hulle die wet gegee. Dan lees ons verder in Eksodus 3 vers 14 tot 15, dat dieselfde God nog praat en vir Moses sê, ek is wat ek is. In Engels is dit I am who I am the great I am. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, as hulle nou vra, watter God het jou gestuur? Ek is, of I am, het my na julle toe gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Here Jod-Hê-Waf-Hê, die God van julle vaders, met ander woorde die God van die besnydenis, die God van Abraham, die God van Isak en Jakob, het my na julle gestuur. Dit, naamlik Jod-Hê-Waf-Hê, is my naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag.
Verder het God met Moses gespreek en vir hom gesê, ek is die Here en ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my naam Here, Jod-Heh-Waf-Heh, het ek my nie aan hulle bekend gemaak nie. So die stem sê hierso vir Moses, ek is dieselfde God, die God van Abraham, Isak en Jakob, wat ook aan hulle verskyn het, dan weer die God van die besnydenis. Maar dit is nou vir die eerste keer dat ek vir julle sê wie ek is, my naam gee ek vir die eerste keer vir julle, en dit is Jod-Heh-Waf-Heh. Nou die naam Here verwys na die tetragrammaton, naamlik Jod-Heh-Waf-Heh. Want vertaal beteken Jod-Heh-Waf-Heh, Here of Lord. En dit word genoem die tetragrammaton. En dit verwys na Yahweh of dan Jehovah. Daarom, baie belangrik, bruid van Jesus, u moet nou verstaan, dat die God van die besnydenis wat in 'n bloedeed ooreenkoms met Israel staan, is Yahweh. En dit is hierdie God wat onderneem het om die Israeliete van Egipte te bevry. Kom ons lees in thetorah.com, in die artikel wat sê Jod-Heh-Waf-Heh, the original Arabic meaning of the name. In Exodus 6, nadat Moses kla oor hoe Farao Israel se werkslading verhoog het en geweier het om hulle vry te laat, verskyn God aan Moses en herhaal sy belofte om Israel uit Egipte te neem en hulle na die beloofde land te bring. As deel van hierdie boodskap sê God vir Moses dat sy naam Jod-Heh-Waf-Heh is, al het hy nooit hierdie naam met die patriarge gedeel nie, en slegs aan hulle verskyn het as El Shaddai. In Exodus 6 vers 2, God het met Moses gepraat en vir hom gesê, ek is Jod-Heh-Waf-Heh, Yahweh. In Exodus 6 vers 3 sê hy, ek het aan Abraham, Isak en Jakob verskyn as El Shaddai, maar ek het myself nie aan hulle bekend gemaak by my naam, Jod-Heh-Waf-Heh of Yahweh nie. Dan lees ons verder in thetorah.com, die teks maak dit duidelik dat die naam Yahweh in die navorsing bekend is as die tetragrammaton, Grieks vir 4 letters. En dit is van groot betekenis, en dit het 'n nuwe era in antieke Israelitiese geskiedenis aangedui. Maar dit bied geen verduideliking vir die betekenis daarvan nie. Nou daar sien u 2 prentjies wat ek daar vir u ingesit het. So lyk die naam Jod-Heh-Waf-Heh, en so lyk die tetragrammaton, wanneer dit so in 'n driehoek uitgebeeld word. Dit is hoe die tetragrammaton lyk, en dit bestaan uit hoogs okkultiese numerologie, gebou rondom die naam Jod-Heh-Waf-Heh. En as mens die numerologie ontleed, wat ons nie hoef te doen nie, maar dit is vir ons gedoen, dan kom ons uit op die getal 72. En dit is algemeen bekend, u kan maar self die navorsing verder gaan doen, dat daai getal 72 verwys na die getal van die gevalle engele, wat 'n eed met mekaar gesweer het, om die mensdom te verlei en in sonde te laat vervul. Onder leiding natuurlik van die hoofgevalle engel, Lucifer. Nou, wat is die tetragrammaton? Kom ons lees net 'n bietjie wat sê die okkult daarvan. En bruid van Jesus, ek is jammer, my God, Jesus Christus, die ware God, gaan homself nie identifiseer met iets wat uit die okkult kom nie. Dis of okkulties, of van die ware God af. Dit kan nie beide wees nie. Kom ons lees wat sê sagegoddess.com. Tetragrammaton is a Greek word meaning the 4-lettered name, representing the name of God in Hebrew, Jod-Heh-Waf-Heh.
In metaphysics, tetragrammaton is a mathematical equation. Sien u die numerologie? A mathematical equation for the essence of the universe. Nou, die essence of the universe is waarvan die New Agers ook praat. The essence of the universe is niemand anders as die gevalle engele nie. It has been depicted throughout history as a pentagram. Met ander woorde, die pentagram is ook geskwee op die sogenaamde heilige naam van God, wat ons weet nie ons God is nie, Yod Hei Waf Hei, in which each point signifies an element, earth, wind, fire, water and spirit. Daai spirit is natuurlik die spirit van Lucifer, die gevalle engel, nie van ons God nie. And the 5 elements of God and nature. As ons die 5 elemente in ons agterkop hou, gaan dit ook later vir ons duidelik word, hoe dit is dat die vyand ook die weerselemente, die wind, die water, ensovoorts, kan affekteer en kan beïnvloed. Nou kom ons by die naam ek is, Ehe. Want hierdie selfe God, onthou dis die selfe een, identifiseer hom dan verder as Moses sê, maar wat as die Israeliete my vra, wat is die God se naam wat jou gestuur het? Watter God is dit? Wat sal ek vir hulle sê? Dan sê Yod Hei Waf Hei, sê vir hulle ek is, Ehe het jou gestuur. I am. Nou bruid van Jesus, ek het altyd gedink, my God se naam is the great I am, en daar selfs worship liedere waar ons hom aanbid en worship as I am. Tot my groot ontnigtering het ek agtergekom dat dit nie ons God is nie. Kom ons kyk 'n bietjie. In Johannes 7 vers 28 sê Jesus self dat die Jode nie sy Vader ken nie. In Johannes 8 vers 38 sê Jesus dat sy Vader nie die Vader van die Jode is nie. En dan, in Johannes 8 vers 44 sê Jesus dat die Jode se vader is die duiwel. Kom ons kyk dan na die prentjies wat ek vir julle daar geplak het. Eje, 'n Kabbalah for tomorrow. Met ander woorde, die kabbaliste identifiseer met die naam Eje. Ag nee wat, my God is nie die God van die Kabbalah nie. En dan kyk ons na daai Kabbalistic Tree of Knowledge of Good and Evil. Hulle sal sê dis die Kabbalistic Tree of Life, maar dit is Satan se design, Kabbalistic Tree of Knowledge of Good and Evil. En kyk wie kry ons heel bo. Nadat al 7 chakras natuurlik geactiveer is en die Kundalini kon opbeweeg tot bo en tot volledige enlightenment kom, kry ons die naam I am. En raai wat, dis ook die I am wat onder in die sacrum lê, opgekrul en wag om geactiveer te kan word as die gees van die antichrist in die mens. Nou kan u sê, ja, maar in Johannes 8 vers 58 het Jesus gesê vir die skrifgeleerdes, fariseërs, sadduseërs, dit was eintlik aan die sadduseërs, dink ek met wie hy daar gepraat het. Hy het gesê, voorwaar, ek sê vir julle, voor Abraham was, is ek. Nou dit is hoe dit daar geskryf staan. Voor Abraham was, is ek. En dan in die Engelse Bybel, in die King James en die New King James Version, vertaal dit natuurlik as I am. Before Abraham was, I am. Nou vir my is dit duidelik, 'n mens het nie meer, jy het nie meer as 2 breinselle nodig, om te kan sien dat die grammatika van hierdie sin is heeltemal verkeerd nie. Jesus sou nie so gepraat het nie. Want voor Abraham was, is verlede tens. En dan is ek, is nou weer die huidige tyd. 'n Mens praat nie so nie. En toe ek dit nou bietjie gaan navors, toe sien ek, daar is groot kontroversie oor hierdie vers.
En dit word onder geleerdes, sogenaamde geleerdes, aangevoer dat hierdie vers nie grammatikaal korrek is nie, aangesien dit in die konteks van wat dit geskryf staan. Dit is naamlik nadat die Jode Jesus gekonfronteer het om te sê dat hy nog nie 50 jaar oud is nie en hy sê dat hy al reeds vir Abraham gesien het. Nou sê die geleerdes, dit moes eerder gelees het, en ek glo dit is in lyn met Jesus se bedoeling, ja, dat daar moes gestaan het, voor Abraham was ek al reeds daar, of was ek al daar. Of iets in daardie lyn. So ek wil dit waag om te sê dat die Heilige Gees wys vir my, deur die gawe van onderskeiding, dat die Joodse rabbies wat betrokke was by die samestelling van die skrifte en ook die oorskrywe daarvan, hulle moes duidelik baie ontsteld gewees het om te lees die woorde van Jesus, wat die vers vooraf gegaan het, naamlik dat Jesus sê dat hulle God, die duiwel is. En as jy dan net verder lees in Johannes 8 vers 59, dan lees jy dat in die tyd van Jesus, nadat hy dit gesê het, wou hulle hom inderdaad stenig. So vir my is dit duidelik dat hulle probeer regstel het wat Jesus hier gesê het, volgens hulle, wou hulle dit korrigeer, en daardeur het hulle met hierdie vers gepeuter, deur bloot woordspeling te doen, met woorde te speel, in 'n poging om hulle God, die ek is of I am van Exodus 3:14 van die brandende braambos, om hulle God aan Jesus gelyk te stel. Sodat dit lyk asof die God van die Jode is ook Jesus se Vader. Kan u dit sien? Nou lees ons verder uit die Torah.com. Hier sê die skrywers van daai artikel, meer problematies vind Moses nie net sy vrou onder die Midianiete nie, maar ook sy God. Soos ek, dit is die skrywer van die artikel, in ander kontekste aangevoer het, soos my Hovaf, die Midianiet, waarom is die einde van die storie gesny? Probeer die Bybelse tekste dit versag of selfs wegsteek, maar die volle krag van die Moses in Midian tradisie is een van die opkoms van die Midianitiese proto-Arabiese God, Yahweh, of Yod-Heh-Waf-Heh, 'n passievolle godheid wat eksklusiewe liefde verwag. Dit laat my nou dink aan die 10 gebooie, ek is 'n jaloerse God, en wat homself as Israel se God verklaar. Ons lees verder in die Torah.com, selfs al bly die presiese verhouding tussen Midianiete, Keniete en Rekabiete vaag, behalwe dat laasgenoemde 2 klein groepe deel van Israel geword het, en die eerste groot groep, dit is nou die Midianiete, het nie deel van Israel geword nie. Dan kom hy tot die gevolgtrekking dat al hierdie groepe was deel van 'n anikoniese Yod-Heh-Waf-Heh, met ander woorde Yahweh aanbiddingstradisie, wat aangeneem en hervorm is deur die Israeliete in 'n vroeë tydperk. Met ander woorde, hulle kom tot die gevolgtrekking dat die Israeliete, die God van die Midianiete, deur Moses in Midian, by die braambos aangeneem het, dat die God van die Midianiete daar ook die God van Israel geword het. Maar volgens hoe ek dit verstaan, het Moses nie vir Yahweh van die Midianiete by die brandende bos aangeneem nie. Nee. In plaas daarvan het sy voorvaders, naamlik Abraham, Isak en Jakob, en die Israelitiese volk reeds in 'n bloedeed ooreenkoms met Yahweh deur die besnydenis gestaan. Dit is egter net dat hierdie God Yahweh homself nog nie aan Abraham, Isak en Jakob as Yahweh bekend gemaak het nie, maar homself nou eers vir die eerste keer as Yahweh aan Moses by die brandende bos voorgestel het. Wat het Jesus klaarblyklik gesê oor Moses se ontmoeting
by die brandende bos. Nou bruid van Jesus Christus, u gaan sien, dat daar baie teenstrydigheid is, tussen die sogenaamde synoptiese evangelies, Matteus, Markus en Lukas, teenoor die evangelie van Johannes. En u moet maar u hart vashou, maar ons sal in toekomstige leringe aan u bewys, dat Matteus, Markus en Lukas, wat almal soortgelyk is aan en gebaseer is op Markus, wat na bewering die oudste van die evangelies is, dat hierdie synoptiese evangelies deur Mithraïsme of Mitraïsme geïnfiltreer is. En dis aan ons ook, let wel ek sê ook, 'n ander Jesus gebring het. En dat die evangelie van Johannes die naaste is aan die waarheid van Jesus Christus, die Seun van God. ‘n Teenstrydigheid word duidelik by 'n noukeurige evaluering van die evangelies, en ons kyk daar na die volgende verse. Dan sal jy sien, maak gerus self eers u Bybel oop en lees daardie verse. En lees dit met onderskeiding. Dan sal u sien dat in die Markus en Lukas verse het Jesus blykbaar die Sadduseërs tereggewys of terugverwys, na wat God vir Moses by die brandende bos gesê het, naamlik dat hy die God van die lewendes is. En dan verwys hy na die lewendes as Abraham, Isak en Jakob. Maar Abraham en Isak en Jakob was op daardie stadium dood. Hulle het gesterf. En hulle kon nog nie oorgaan van die dood na die lewe nie, want Jesus het nog nie opgestaan nie. Gaan lees weer bietjie mooi en lees met onderskeiding. En dan kyk ons na Johannes 11 vers 25 tot 26. En dan breek die waarheid deur, waar Jesus na homself verwys. Nie as die God van Abraham, Isak en Jakob nie, maar hy verwys na homself as dat hy is die opstanding en die lewe. Met ander woorde, eers deur sy koms en die feit dat hy gaan sterf en opstaan, maak hy dit moontlik dat ons as mense die opstanding en die lewe kan beerwe saam met hom. En dan lees ons verder in Eksodus 3 vers 18 dat Moses vir die farao vra en hy sê, laat ons dan nou tog 3 dagreise ver die woestyn intrek en aan die Here ons God offer. Maar bruid van Jesus Christus, ons God, Jesus Christus is nie 'n God wat in die woestyn eerstens aanbid wil word nie. Hy is nie 'n woestyn God nie. En dan begeer hy ook nie bloedoffers nie. Jesus self sê in Matteus 9 vers 13. Hy sê, maar gaan leer wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê, liefde. Nie offerande nie. My wet, my wil is, ek wil hê, julle met mekaar lief hê. Ek begeer nie offerande nie. En dan sê die farao, nee, ekskuus, ek korreksie, dan sê Jod-Heh-Waf-Heh, Yahweh, ek sal my hand uitstrek en Egipte met al my wonders, maar dit is plaae, tuister, daai wonders is seker weer 'n verkeerde vertaling, tuister, wat ek daarin sal doen. En daarna sal hy, dit is die farao, julle laat trek. Maar die wonders wat ons God, Jesus Christus, op die aarde gedoen het, bestaan dan uit wonderwerke van genesing en om mense uit die dood uit op te wek. Nie plaae, dood en vernietiging nie. En dan sê Jod-Heh-Waf-Heh dat hulle kan silwer en goue goed sowel as klere eis van die Egiptenare en hulle mag dit as buit uit Egipte uit wegdra.
Maar sekerlik keer ons God Jesus Christus nie diefstal goed nie, ook nie afpersing nie. Nie eens diefstal van die rykes om dit aan die armes te gee nie. Sekerlik is ons God 'n regverdige God. Wat ons hier sien, is daardie stelling wat ons ook in vrymesselary kry, en in die vyand se koninkryk van die doel heilig die middele. So steel is reg en toelaatbaar, solank dit vir 'n goeie doel is. Ons mag van die rykes steel, om dit vir die armes te gee. So watter gees is aan die werk hierso? My gawe van onderskeiding wys vir my, onder leiding van die Heilige Gees, dit is dieselfde gees wat deur die vrymesselary werk, die gees van die anti-kris. En dan sê hierdie God, Jothy vir Moses, gooi die kierie op die grond, sê die Here vir hom. En toe hy dit op die grond gooi, toe word dit 'n slang. Maar sekerlik word ons God, Jesus Christus en sy gesag, nie geassosieer met 'n slang nie, tot die teendeel. Die vyand word met 'n slang geassosieer. Volgens Genesis 3 is die vyand die slang wat die mens tot sonde verlei het. En ons lees van verdere wonderbaarlike tekens vir die farao in Eksodus 4 vers 6, waar Jothy vir Moses sê, steek nou jou hand in die vou van jou klere. Hy steek toe sy hand in, en toe hy dit uittrek, was dit melaats. So wit so sneeu. Maar ons God gee nie melaatsheid nie. In plaas daarvan genees hy melaatsheid. Melaatsheid word dikwels geassosieer met straf op sonde. En ons lees in Numeri 12, dat Miriam het melaats geword as gevolg van haar sonde. Ek dink dit was rebellie teenoor Moses, en toe sy melaats geword. Die water wat jy uit die Nyl gevat het, sal dan op die grond bloed word. Dit is die derde teken, wat Yahweh of Jothy vir Moses gee, om aan die farao te gaan toon. Maar water gee lewe, dis 'n simbool van lewe. En bloed op grond is 'n teken van dood. Ons weet ook dat die bloed roep uit om vergelding. Ons God is 'n God wat gekom het om vir ons die lewe te bring. En dit in oorvloed. Maar hy is nie 'n God van die dood nie. En die wonderlike ding, bruid van Jesus, is dat Jesus in die boek van Johannes, in die wonderwerke wat daar aangetoon word, dit is nie bloot net wonderwerke nie, dis ook tekens. Jesus wou iets van homself illustreer. En die eerste wonderwerk, water in wyn, in die dorpie Kana, daar illustreer Jesus met daardie wonderwerk, doelbewus vir ons, oor wie hy is. Hy is die ware verbondsgod, wat die waterreinigingsrituele van die Jode sou tot niet maak, die ou verbond, of die ou wet, en wat ons van sonde en dood sou verlos, die nuwe wyn van sy ewige verbond met die mens. Dan lees ons in Eksodus 4 vers 14 van 'n God wat kwaad word omdat Moses twyfel. Toe ontvlam die toren van die Here teen Moses. Geen wonder, baie mense is bang vir God nie, of dink dat hulle 'n kwaai en 'n harde en 'n ongenaakbare God dien nie. Maar ons God Jesus Christus is 'n God van liefde en genade, wat nie vinnig kwaad word nie, en wat simpatie het met ons tekortkominge. Ons lees in Hebreërs 4 vers 15, dat Paulus sê die hoëpriester, dit is Jesus, wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig, net soos ons, aan versoeking onderworpe. En ons lees ook op ander plekke, dat ons God is slow to anger. Hy word nie vinnig kwaad nie.
'n God wat 'n man se hart verhard, net om sy eersgeborene dood te maak. Ons lees in Eksodus 4 vers 21 tot 23, maar ek, die Here, sal die Farao se hart verhard, sodat hy die volk nie sal laat trek nie. En dan, maar jy het geweier om hom te laat trek, dit is om my volk Israel te laat trek, kyk, ek sal jou eersgebore seun laat sterwe. Ons God Jesus Christus neem ons hart van klip weg, en hy gee vir ons 'n nuwe hart van vlees. Ons God Jesus Christus maak nie onskuldige kinders dood vir die sondes van hulle vaders nie, maar het eerder gekom om vir ons die lewe te gee en dit in oorvloed. Dan lees ons van 'n God wat die eersgebore seun van die man, dit is Moses, wat hy sopas geroep het, wil doodmaak. Ons lees dat en op die pad het die Here hom, Moses, teëgekom en wou hom, dit is Moses se eersgebore seun, doodmaak. Ons God Jesus Christus maak nie dood nie. Hy is nie 'n God van die dood nie. Maar hy het eerder gekom om vir ons die lewe te gee en dit in oorvloed. Volgens die Jewish Bible Quarterly verwys hierdie deel na die Here wat Moses se eersgeborene wou doodmaak, aangesien Moses hom nog nie besny het nie. Nadat Sipora die seun besny het, dit is Moses se vrou, het die Here hom, die seun, laat gaan. En Sipora sê toe vir Moses, waarlik, jy is vir my 'n bloedbruidegom. Dit beteken, Moses staan in 'n bloedeetooreenkoms met die God van die dood, bloed, wat bloed verg. En deur Moses, wat haar bloedbruidegom is, staan sy in dieselfde ooreenkoms met Moses se God. Dit is duidelik dat die God wat die eersgeborene van Moses wou doodmaak, dieselfde God was wat die besnydenis as die teken van die bloedooreenkoms met hom, die vyand, ingestel het. Moses was 'n bloedbruidegom vir Sipora, aangesien hy in 'n bloedeetooreenkoms met die vyand was. En ons moet onthou, die Egiptenare het ook besny. Ons vertrou dat Moses se moeder hom reeds besny het, terwyl hy nog in die mandjie in die Nylrivier gedryf het, was hy dalk reeds besny, maar ons moet ook onthou dat die Egiptenare wat dieselfde God, die songod aanbid, het ook besny. En daarom was Moses verplig om alle manlike kinders te besny. En volgens Genesis 17 vers 14 is dit duidelik dat ongehoorsaamheid om te besny, het die dood as gevolg gehad. Ons God Jesus Christus wil nie bloed hê nie. En hy het gesê dat ons nooit 'n eed moet aflê nie. Die vyand wil egter altyd bloed hê en hy trek krag uit bloed. Ons God Jesus Christus maak nie onskuldige eerstelinge dood as gevolg van die sondes of ongehoorsaamheid van hulle vaders nie. Die vyand straf egter die eersgeborenes vir die sondes van hulle vaders, en dit is die loosvloek van vrymeselary. 'n Slanggod, wat die sterkste van al die slanggode is. Ons lees in Eksodus 7 vers 12, soos elkeen sy kierie neergooi, verander dit in 'n groot slang. Maar toe sluk Aaron se slang, die slange van die Farao se towenaars in. Die God van Moses en Aaron is soos die gode van die Egiptenare, die songod. Alhoewel die vyand in hierdie konteks oppermag aan die God van die Israeliete gegee het. Die God van die Israeliete en die God van die Egiptenare identifiseer en assosieer almal met die slang. Dan 'n God van 10 pla. Water het bloed geword. Paddas, muggies, oftewel in sekere vertalings word dit as luise genoem, steekvlee,
pes onder die vee, swere, haal, springkane, duisternis, dood van die eersgeborene. Maar Jesus sê in Openbaring 18 vers 4, en hierdie is die 33 mees oorspronklike vertaling, gaan uit daar uit my volk, dit is uit Babylon uit die valskerk, uit religion uit, gaan uit daar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê, en van haar plaae ontvang nie. Lees weer bietjie mooi hierdie vers met onderskeiding. Daarom kan ons sê dat hierdie plaae behoort aan die koninkryk van die vyand en kom as gevolg van sonde. Die oorsaak van sonde en plaae is dus die vyand. Hy is die bron daarvan. As die vyand dus 'n oop deur in ons lewens sou hê as gevolg van sonde, dan het hy die reg om sy plaae oor ons te bring. Nou kom ons by die God wat die Pasga ingestel het. Belangrik om te onderskei, is dat dieselfde God wat die eersgeborenes van die Egiptenare doodgemaak het, die God van die loosvloek, daardie selfde God het die Pasga ingestel. En dis vir ons baie duidelik uit Exodus 12, verse 26 en 27. En as julle kinders julle vra, sê Jod-Hê-Waf-Hê, wat beteken die diens daar, dit is die Pasga, dan moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref het, maar ons huise gered het. Met ander woorde, die God van die Pasga is die God van die dood, die doodsengel. Daarom, aangesien die vyand die Pasga ingestel het, is dit sy fees, ook saam met al die ander feeste van die Jode. Die vyand het vooraf geweet dat slegs die bloed van die lam, Jesus Christus, die krag sou hê om die mens van die ewige dood te red. Daarom was die bloed van die lam op die deurposte en die deurdrimpel 'n vooraf skaduwee van die lam van God, Jesus Christus, wat sy lewe sou gee en met sy bloed sou betaal sodat ons kan lewe. Die lam en die lam se bloed is dus allegorie vir Jesus Christus, die lam van God, wat vir ons geslag sou word. Een manlike lam sonder vlek, dit is allegorie vir Jesus, die lam van God, wat geen sonde gehad het nie. Saam met ongesuurde brode, dit dui op geen sonde nie, want Jesus het geen sonde gehad nie. En bitter kruie, 'n vooraf skaduwee van sy lyding aan die kruis. Gerooster in vuur, of bo op 'n vuur. Jesus het gesterf en met sy kosbare bloed betaal op die offeraltaar van die vyand vir ons sondes. Daarom was die Pasga van die Jode inderdaad 'n vervalsing, as ook 'n vooraf skaduwee van wat Jesus vir ons sou kom doen aan die kruis. Maar baie belangrik praat van Jesus Christus, Jesus, die ware God, het nie die Pasga ingestel nie, die vyand het. Dit bly dus 'n vervalsing. Die vyand vat dit, die ontwerp van Jesus Christus. Hy weet Jesus is die ware paaslam, die een wat vir ons geslag sou word, sodat sy bloed ons vrykoop van sonde. Hy weet dit is die ontwerp van God, wat sou kom, en hy vervals dit, en hy eien dit homself toe. Dit wil sê, wanneer die Pasga deur die Jode gevier word, en ook deur die wat in die Hebreë roots is, dan is dit aanbidding tot die vyand, Satan, oftewel Lucifer. Die Pasga, nie Pasga nie, maar Pasga, verheerlik dus die vyand. U sal vra hoe, en ek het dieselfde vraag gevra aan die Gees van Jesus Christus. Here, maar hoe? Wys vir my, hoe is dit? En weet jy wat?
toe vat die Heilige Gees my terug na die sondeval. Toe sê hy, wat wil Satan vier? Waaroor is hy chuffed? Hy is chuffed en hy is beïndruk met homself dat hy daarin geslaag het om die beeld van Jesus Christus in ons, die boom van die lewe in elke mens, die beeld van God in ons, te kruisig, as gevolg van wat gebeur het by die sondeval. En dit wil ons nie nou op ingaan, die bruid van Jesus Christus, maar dit was nie die eet van 'n appeltjie nie. Daar het iets baie meer by die sondeval gebeur, wat so 'n groot impak gehad het op die mens, dat sy geesmens vir God dood gegaan het. En hy nie in staat was om die stem van God te hoor nie. Die boom van die lewe in hom het dood gegaan. En die boom van kennis van goed en kwaad is geactiveer. As gevolg van wat gebeur het by die sondeval, omdat die mens gekies het om te eet van die verkeerde boom, die boom van kennis van goed en kwaad. Maar dit was nie die fisiese eet van 'n vrug nie, dit is alles allegorie vir iets baie diepers. So met die Pasga word die sondeval eintlik gevier, en hoe die vyand bly is, en dit vier, dat hy die beeld van God in die mens kon kruisig. So die diepste kabbalistiese betekenis van die Pasga is dus dat die Israeliete onbewustelik natuurlik fees gevier het saam met die vyand, Lucifer en die gevalle engele, op die dooie liggaam van Jesus Christus in die mens, die boom van die lewe, dit wil sê die beeld van Jesus in ons, wat gekruisig is geestelik, as gevolg van wat gebeur het by die sondeval van die mens. Maar wag, sal u sê, Jesus het aan Pasga saam met sy disippels gevier die nag voor hy gekruisig is. En weet jy wat, bruid van Jesus Christus, hierdie is 'n leuen, maar voor ek dit vir u verduidelik, wil ek net sê, toe ek op hierdie leuen afkom, toe versterk dit my geloof in die ware Jesus Christus so fenomenaal, weer eens. Want as die vyand soveel moeite doelbewus gedoen het, om die waarheid van Jesus, ek wil amper sê te verkrag, en sy leuns in te werk in die Bybel in, dan bewys dit vir my, dat Jesus, die Seun van God, is die waarheid en hy lewe, en hy het ons werklik vrygekoop met sy bloed. Kom ons kyk, ek sê vir u nee, dit is 'n leuen. Jesus het nie Pasga saam met sy disippels gevier die nag voor hy gekruisig is nie. Dis waar die hele leuen van die nagmaal ook vandaan kom. Weereens moet ons onthou, die sinoptiese evangelies staan teenoor die evangelie van Johannes. En volgens die sinoptiese evangelies, dit is Matteus, Markus, Lukas, lyk dit asof Jesus Pasga gevier het op die nag voor sy dood. Maar dit is 'n leuen. Dit is 'n duidelike bewys dat die skrywers van die sinoptiese evangelies Mithraïsme ingebring het in die Bybel in, ook in die Nuwe Testament, en vir ons ook, let wel ek sê ook, 'n ander Jesus gebring het, waarvan Paulus praat. En nou wil ek eerstens vir u sê, moenie net glo wat ek vir u sê nie. Gaan lees self u Bybel, gaan kry die relevante skrifte uit in die verskillende evangelies, en gaan vergelyk dit met mekaar, doen 'n studie daarvan, en u sal sien dat ek vir u die waarheid bring. In Johannes het Jesus bloot 'n laaste maaltyd saam met sy disippels die dag voor die Pasga gehad. Gaan kyk maar na Johannes 13 vers 1. En hy is toe die volgende oggend, dit is Vrydagoggend, voor Pilatus gebring. Die Jode vier nie op die donderdag aand Pasga nie. Want daar staan geskrywe, Johannes 18 vers 28 en 39. Hy is die volgende oggend voor Pilatus gebring, toe die Jode nog moes gaan voorberei het vir die Pasga. Die vyand is uitgevang. Die leuns word ontmasker.
Ons weet dat die weergawe in Johannes die waarheid is, en nie die in die synoptiese evangelies nie. Hoe weet ons dit? Aangesien ons weet dat Jesus die ware Pasga lam is, wat op die Pasga geslag moes word, waarvan die Pasga die vooraf skaduwee was, en hy kon nie 'n dag na die Pasga gekruisig geword het nie. Dan is ons maar net weer by Exodus 12, die doel heilig die middele. Die God van die doel heilig die middele. Die vyand beveel die Israeliete om Egiptenare te plunder. So hy sê, dit is goed om van 'n ander te steel, solank dit vir 'n goeie doel is. Hierdie is ook vir ons 'n bewys dat die God wat die Israeliete uit Egipte land uitgelei het, is dieselfde God as die God van die vrymesselaars, van vrymesselary, die gees van die antichrist, van die vyand. Want die vrymesselaars glo ook, die doel heilig die middele, want hulle sê, jy sal lieg onder eed om jou broer te beskerm. Exodus 13, 'n God wat die eersgeborene as sy eie beskou. Dit is die loosvloek van vrymesselary. Die eersgeborene is die loos. Ons God Jesus Christus is onpartydig. Dit wil sê hy het almal ewe lief. Selfs die ou laatlammetjie, wat nooit eers werklik deur die ouers bedoel is nie. Wat maar net die opslag aartappeltjie was. Jesus het daai laatlammetjie net so lief soos die eersgeborene. En hy eis nie enige persoon vir homself toe nie. Maar hy gee ons vrye wil om self vir of teen hom te kies. Paulus sê, Romeine 12 vers 11, God trek immers niemand voor nie. Dit is hoekom Christene, wat die Bybel indirek aanbid, en wat nog nie hierdie waarheid ken nie. Dit is hoekom hulle nie vryheid van die vloek van vrymesselary verkry nie, selfs nadat hulle reeds vrymesselary verloon en afgebid het. Want as jy nog in dualisme is, dan aanbid jy eintlik nog steeds ook 'n vals Jesus. As jy nog glo dat die God wat die Israeliete uit Egipte land uitgelei het, is jou God, dan aanbid jy mos die vyand, onbewustelik ook. En dan het die vyand nog steeds die reg om van jou te steel op grond van die loos vloek. Die God wat die Rooi See oopgekloof het. Die staf van Moses was 'n simbool van die gesag van die God wat hom geroep het, naamlik die slanggod. Die God wat hom geroep het, word geassosieer met 'n slang en die staf het 'n slang geword voor die farao toe Moses dit op die grond gegooi het. Ons God Jesus Christus gaan nie homself identifiseer met iets waarmee die vyand werk nie. Die staf kan nie op een plek 'n simbool van die vyand se gesag wees, en dan op 'n ander plek is dit weer 'n simbool van die ware God se gesag nie. Ons lees in Exodus 14 vers 16, dat Jod-Heh-Waf-Heh Yahweh sê, en jy hef jou staf op, Moses, en steek jou hand uit oor die see en kloof dit. En dan weet ons, dat die waters van die Rooi See oopgetrek het, en dat dit die droë grond ontbloot het, en dat die Israeliete kon deurtrek. Nou dit was deur die mag en die gesag van die vyand, dat Moses en die Israeliete deur die Rooi See getrek het. Nou kan u dalk vir my sê, nee, dit kan nie wees nie. Maar bruid van Jesus, ons weet dat die naam Jod-Heh-Waf-Heh is die pentagram, is verbind aan die 5 elemente, wind, water, aarde, ensovoorts, die gees van Lucifer.
En as jy gaan mooi lees in Eksodus 14 wat daar gebeur het, is daar 'n sterk oostewind gewaai. En dit het die heel nag gewaai, of dit het 'n lang ruk gewaai. En as gevolg van die sterk wind, is die grond blootgelê, die water het weggetrek en kon die Israeliete deurtrek. Nou wil u vir my sê, die vyand kon nie die wind beheer nie? Ek dink die mense in die okkult weet meer as die naïewe Christene. Een God wat die harte van mense, en dit is die Egiptenare verhard, ten einde hulle dood te maak. Dit was die vyand wat die harte van die Egiptenare teen die Israeliete verhard het, net om hulle in die water van die Rooi See te laat verdrink. Eksodus 14 vers 17. En kyk, ek sal die hart van die Egiptenare verhard, sodat hulle agter hulle aangaan. Weereens, ons God is nie 'n God wat doodmaak en wraak neem op vyande nie. Hy is nie 'n God van oorlog en bloedvergieting nie, maar van vrede. Maar waar was Jesus dan? Kan ons tereg vra. Bruid van Jesus, ek het hierdie selfe vraag vir die Here gevra en gesê, Here, maar hoe moet ek dit nou verstaan? Waar was u? Was u dan nie ook by die Israeliete nie? En weet u hoe die Heilige Gees my geantwoord het? Net soos Jesus getrou aan ons gebly het, selfs terwyl ons onbewustelik die vyand aanbid het of aan die vyand gebind was, deur die doop van gelowiges, deur volle onderdompeling in water. Ons het onbewustelik ook die vyand aanbid. Ek sê ook, want in ons harte het ons die ware God aanbid, maar deur die ritueel van die onderdompeling in water, die doop van gelowiges, het ons in 'n ritueel, het ons vasgemaak ook aan die vyand. Maar deur dit alles het Jesus ook aan ons getrou gebly. Hy het nie sy liefde aan ons onttrek nie. En hy het ons steeds beskerm. En so glo ek, het hy ook getrou gebly aan die Israeliete. Ons moet dus voortdurend, wanneer ons die Ou Testament lees, onderskei, as gevolg van die dualisme in die Ou Testament. Dualisme beteken daar is twee. So baie belangrik, die God wat egter die prominentste, die God van die Israeliete in die Ou Testament was, en ek wil sê nog steeds is die vyand. Aangesien hulle in 'n bloedeed ooreenkoms met hom gestaan het, deur die besnydenis. So ons kom tot die gevolgtrekking. Die vyand het dus daarin geslaag, deur die nasie Israel, om homself as 'n vals verlosser God op te stel, 'n vals Jesus. Ten einde die aanbidding te steel wat net aan God behoort, wat homself aan die mensdom bekend gemaak het deur sy enigste seun, Jesus Christus. Jesus Christus is ons enigste verlosser God, en hy en sy Vader is een. Ons moet dus uit ons dualisme kom, deur die leuns wat ons altyd geglo het as gevolg van godsdiens te bely, en deur slegs Jesus Christus alleen in gees en waarheid te aanbid. Jesus is dus besig om ons nou uit die stronghold van religion, die groot binding van godsdiens los te maak, deur sy waarheid. In die volgende deel 3 van hoofstuk 3, gaan ons ondersoek instel na watter God die Israeliete by die berg Sinaï ontmoet het, om daar met hulle 'n huwelikskontrak te sluit. Let wel, kontrak, nie verbond nie, kontrak. Die hele ding van ou verbond en nuwe verbond is 'n leuen. Daar is net een verbond. En dit is die nuwe verbond van Jesus Christus. Dit wat by Sinaï gebeur het, was 'n huwelikskontrak. So moet ons nie misloop die volgende deel 3, die leuen van Sinaï nie. Die leuen van Sinaï. Ons gee alle eer en heerlikheid vir hierdie lering aan die Heilige Gees van Jesus Christus. Want sonder Jesus en die openbaring deur sy Heilige Gees sou hierdie lering nie moontlik gewees het nie. Baie dankie Jesus. Bruid van Jesus, help ons asseblief
asseblief om die waarheid te versprei. Deur in te teken op ons kanaal, subscribe, skakel die kennisgewings aan, dit is daai klokkie, want dan sal u in kennis gestel word van elke nuwe lering. Like dit, en share dit, want deur dit te like en te share, sal die algoritmes van YouTube optel, dat hierdie lering gekyk wil word, en dan sal YouTube's algoritmes dit ook outomaties laat verskyn aan ander mense wat blote soeke doen op die internet. Dankie vir u samewerking, dankie dat u ons help. As u die waarheid gesien het, as dit aan u geopenbaar is, vat hierdie bal wat vir u aangegee word en hardloop daarmee. Dankie bruid van Jesus Christus, as u verder in u hart voel om vir ons 'n liefdesoffer te gee, maak nie saak hoe klein nie, kan u op die skakel na ons webblad in die beskrywingsboks hieronder klik en dan bloot op donasies klik wanneer u op ons webblad kom. Baie dankie, Agape liefde van Deidre Pieterse Ignited in Christ, Suid-Afrika.